Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Julle op mekaar net goed so by die banke heen asseblief. Sê mekaar hallo. Mag julle vanoggend ook sommer weer op 'n spesiale manier die genade van die Here ervaar. Die besonderse vreugde en die genade van die Here wat ons ook elke keer in ons loop beleef en bekyk. Dan beleef ons iets daarvan van die Here wat vir ons die inisiatief geneem het in ons verlossing en wat vir ons nader getrek het na hom. So mag dit vir julle vanoggend ook so 'n besonderse geleentheid wees. Ook baie welkom aan al die besoekers, hoewel hulle nou nie eers meer besoekers is nie, dit onder gemeentelede, maar hulle bly nou nie in ons gemeente nie, so welkom aan hulle. En ook aan die familie en gesinne wat hier is, mag julle ook 'n besonderse betekenis ervaar nie. As geen afkondigings van ons kant af nie, gaan goed met die lidmate, ons bly daaroor almal wat in die hospitale sterk aan, en ons bid dat die wat ons nie van weet nie, dat hulle ook die hand van die Here sal ervaar word in hulle slegte gevoelens, siekte, wat sal mense doen, sodat die Here vir hulle sal help. Kom ons raak stil en dan gaan ons op ons Here in die naam van die Here. Die Here is God. Hy alleen is God. Hy spreek en hy roep die hele wêreld op van waar die son opkom tot waar hy ondergaan. Uit Jerusalem, stad van volmaakte pragt, verskyn God in glans. En ons God kom, hy bly nie stil nie. Voor hom uitbrand 'n vuur, rondom hom woed 'n storm. Dit is hy wat oor Jesus getuig. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Hy roep die hemel en die aarde op as getuies van sy glansryke heerlikheid. Die hemel getuig, die Here is regverdig en hy is ons God. Amen. Liewe gemeente, Jesus, die verheerlikte en die gekruisigde, groet vir elkeen van ons vanoggend. Vrede vir julle. Ons loof die Here omdat hy die verheerlikte seun van God is. Hy die heerlikheid van God self en die hele heerlikheid van God straal uit hom uit. Maar ons loof hom ook omdat hy die gekruisigde is, dat hy die gekruisigde vir ons is. En daarom, liewe gemeente, kom ons sing vanoggend hierdie paar liedere saam as lofsang, omdat ons hom erken as ons Here en ons Verlosser. 1:99 vers 1 tot 3, dan sing ons ook 4:6-8 vers 1, en dan die baie mooi 2 en 5, vers 1, 2 en 5. Ons sing al hierdie liedere tot eer van die Here vanoggend as ons loflied. Yes.
meer te hoor waarom ons doop en wat dit beteken. So ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Ons lees in Genesis dat hy reeds van Abraham gesê het, die vader van al die gelowiges, dat ek bring 'n verbond tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte tot stand. Dit is 'n blywende verbond. En ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. En dis die wonderlike daarvan is dat God vanuit die Ou Testament al reeds 'n verbond met die mens gesluit het, al vroeg van net na die skepping af met Abraham. En in die Ou Testament het die Here die besnydenis gegee as teken van die verbond tussen God en sy volk. Elke 8 dae oor baba moes besny geword het. Maar met Jesus se koms is die Ou Testament vervul en is die verbond op in sy persoon en op 'n nuwe manier deur sy verlossingswerk kom bevestig. En daarom in die Nuwe Testament doop ons en is die doop en die nagmaal as tekens gegee van die verbond wat God met ons het. So dis dieselfde verbond. Dis net 'n nuwe tydvak. En dis die tydvak waarin Jesus Christus gekom het en nou 'n verbond met ons sluit. Daarom verbind God hom aan ons deur die doop om vir ons God te wees. Maar dis nie alleen net dit nie. Hy neem ook die inisiatief tot ons verlossing. Dis eintlik die ongelooflike van die verbond. Is dat God die inisiatief neem. Dis nie ek wat besluit, ek dink dit sal 'n goeie keuse wees, 'n goeie ding in my lewe wees om nou met God 'n verbond te sluit. Dis hy wat die inisiatief neem. Dis hy wat kom en sê, ek is vir jou so lief dat ek met jou 'n verbond wil sluit. Of jy dit aanvaar of nie, dis 'n volgende oefening daai, maar ek is vir jou so lief dat ek met jou 'n verbond wil sluit. En dis die ongelooflike genade teken wat ons ook weer in die verbond sien. So die doop beteken dat ons kinders in die koninkryk van God kom, slegs wanneer ons opnuut gebore word. Ek sê altyd vir paartjies as hulle kom sien, die doop red ons nie. Die doop is 'n teken van God se verbond. Dit beteken ook dat die Here deur die doop aan ons wil bevestig. Dis eintlik soos 'n waarborg, soos wat die nagmaal ook is, dat hy ons in sy verbond insluit. En dat ons en ons kinders aan Jesus verbind word, wat ons sondes deur sy kruisiging afgewas is. Dit beteken ook dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is. Maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word. Sodat, soos Romeine sê, ons vir die sonde dood is en vir God lewe. In Romeine 6 staan dit die ongelooflike vers 11 wat sê, ek word in God, in Christus in sy dood in begrawe. Dis so opeenhoping van die woordjie in, sodat ek weer in hom ook in sy dood of in sy opstanding weer kan opstaan. Die doop beteken ook dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees ook in ons wil woon. En daarom doop ons kinders van gelowige ouers, omdat God die kinders van die begin af ook in sy verbond insluit. En ons sien dit in die Ou Testament met die besnydenis, maar ons sien dit ook in die Nuwe Testament waar gesinne gedoop is en waar ouers tot geloof gekom het, is hulle almal ingesluit in die verbond. Al verstaan die kinders nog nie die doop, verander dit nie aan die geldigheid daarvan. Dis nie die kind se geloof wat maak dat God vir hom lief is nie, dis God wat maak dat hy vir die kinders lief is. Dit beteken met ander woorde juis hierdie vrye genade wat ook in hulle geval dat God die inisiatief neem in hulle verlossing. En daarom doop ons ook nie uit gewoonte of uit bygeloofigheid nie. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons ken deur die genade verbond en maak ons elke keer bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof is. En juis omdat ons God se oorvloedige genade kan verstaan, wil ons as ouers ook ons kinders daarom bekendstel. Kom ons sing nou Liedboek 292, terwyl ek vir Soraya en Charlie roep om vorentoe te kom. Liedboek 292, ons sing daarvan vers 1.
Ek wil graag net vir julle 'n paar vrae vra en dan kan Linka op nader staan. Glo julle in God die Vader wat julle versorg, bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir julle sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rigting lei om volgens die wil van God te lewe? En bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. En dan 3 beloftes, beloof julle om hierdie kind soos sy groter word oor die betekenis en eise van die genadebond in te lig. En beloof julle om vir haar 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En beloof julle om haar te help om God se beloftes haar eie te maak. Dit is julle antwoord, so hy. So Linka kan nou ingebring word en op 'n groep sommer vir die oumas en oupas om ook na te kom staan en hulle ook hier kom staan. Die doop is tog 'n gesinsaktiwiteit, dit is 'n familiegeleentheid. En as die oupa grootjies en die ouma grootjies ook kan sien, dan is julle ook welkom. Dis dan nie aldag dat die mense ouma en oupa grootjie kan wees nie, so. Dit kom staan na. En al die boeties en sissies kan ook kom, en al die neefies en niggies kan ook kom. Julle kan almal kom kyk hierso. Julle is ook gedoop, kyk. Kom staan julle almal hierso. Wil jy ook bietjie water hê? Daar. Goed, dan nog iemand. Groot gesinnetjie, baie welkom julle. Ons gaan nou vir Linka doop. Julle is ook gedoop vir julle tenballetjies was. Goed, kom ons. Linka nou, doop in die naam van die Vader. En van die Seun. En van die Heilige Gees. Oom, dis baie dankie. Kom ons bid. Here, baie dankie vir hierdie ongelooflike geleentheid om sommer net weer te sien hoe die genade lyk en hierdie sigbare teken dat U vir ons lief is. Baie dankie dat ons almal ook as getuie kan wees van Charlie en Soraya se begeerte om ook hulle kinders in die teenwoordigheid groot te maak. Dankie vir oumas en oupas en oupa grootjies en ouma grootjie wat ook hier kan wees en wat deel kan wees en wat die nageslag ook kan beleef van ons wat in die verwondering styg is. Ons bid Here as gemeente dat U vir Charlie en Soraya en die hele gesin sal bystaan en sal help en hulle sal dra dat hulle ook vir haar sal groot maak in die teenwoordigheid. Ons dankie vir die genade. Amen. Charlie, baie gelukkig. Was wel net ekskuus dat ek met die woord van Albo neergesit. Was wel net van die kerk as se kant af. Kom julle kan ook hier staan, ook al staan nog wil ook eers jou geluk sê. Kom staan hier so. Baie geluk. En mag dit julle eerbevol wees, geluk sê hulle. Baie geluk op pad. Baie geluk jou op die niggie. Kan jy so net baie geluk hê? Dis nie waar. So nou baie geluk hê. Linka, ag, by Karel. Geluk hê. Geluk jou. Baie dankie julle, baie geluk. Lekker mag gaan sit. Tata. Die kinders kan ook sommer nader staan, so die kleintjies wat nou hier was, kan nog eintlik hier gebly het. So die kinders kan ook nader staan. Kom Pieter, kom staan hier so. Kom Pieter, Andries, hier is vandag weer as een Pieter in die kerk. Kom al die kleintjies, kom staan julle gou nader. Al die kinders, van 0 tot 80, kom.
Goed, kom ons hoor wat sê dan die self van ons volgende. Dis te warm, hè? Wie van julle was al op Tafelberg geweest? Is julle al op Tafelberg geweest? En kan julle al die karre gehoor die daaronder? Stil daarboor, né? En jy kyk so buite oor die Kaap. Maar wie van julle bly op Tafelberg? Bly jy daar? Ek wil net sê jy bly op Tafelberg. Nee, ons moet almal weer afkom, né? Die langste wat ek op Tafelberg was so 4 uur, ja. Het julle nog geklim of? Kry julle op die hande daar? Nou ja, hy het daar nog geklim. So die laaste wat jy daar kan weet, dink ek is so net so na 7, na 8 uur se kant, wanneer die son gesak het, dan moet almal weer af, né? So dis baie lekker om daar te bly, maar ongelukkig kan ons nie daar bly nie. Ons moet weer af, né? Ons gaan vanoggend lees van die disippels wat saam met Jesus berg opgeloop. En toe daar bo kom, toe gebeur daar iets. Dus daar is lig wat op Jesus skyn. En toe die disippels gedink, maar hier verskyn Moses en Elia sommer saam met Jesus. Nou, ons gaan nou kyk wat daar gebeur het en wat met daai storie gebeur het. Maar hulle moes ook uiteindelik weer terug af aarde toe gaan, waar Jesus uiteindelik gekruisig is. Ons gaan nou vanoggend 'n bietjie lees oor Jesus wat ook 'n berg geklim het. Goed, kom ons bid saam. Ons staan voor hier naam, almal van julle. Kom staan voor hier naam en bid ons gou saam. Kom staan hier vir my. Goed, Here baie dankie vir dat U vir al die kinders lief is. Dankie vir die genade. Dankie dat U vir ons sorg. Ons bid Here dat U vir hulle ook sal seën vanoggend en dat hulle ook U genade mag hê. Amen. As hy, wie gaan volgende uit? Niemand. Goed, as julle sê nog nie sê. Daarom jy sê nog nie. Jy sê nog nie. Kom jy, sis toch dan. Hy stel nie belang daarin. So vergeet u nie. Goed. Die klomp kinders is so lekker. Ek moet altyd dink aan die jong lewe. Ja, ons ook jong, is dit nie? Kom ons lees saam uit Matteus 17 vers 1 tot 9. Matteus 17 vers 1 tot 9. Matteus 17 vers 1 tot 9 gaan ons saam lees. Terwyl ons oor die Bybel sit, kom ons bid ook net saam. Here baie dankie dat ons U genade kan sien. Soms kan ons dit voel ook, soms is dit 'n emosionele ervaring, maar vanoggend by die doop kan ons dit sommer tasbaar, sigbaar sien en ervaar. En ons loof U daarvoor, Here, dat
dat U met ons 'n verbond gesluit het, dat U vir ons gesê het, ek is vir jou lief. Ek is vir jou so lief, dat ek my seun ook na die wêreld toe sou stuur, om vir jou sondes te sterf. Dit maak nie saak wie en wat ons is, wat ons sondes is, en hoe gebroken ons is in ons menswees nie. U het vir ons elkeen 'n plekje ingeruim, naby U hart. Die profeet sê, U hart kom selfs in beroering oor ons. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U U woord vir ons gegee het, dat ons die goed kan lees, dat ons U kan leer ken, op so 'n liefdevolle manier, dat ons U kan loof en prys. Dankie dat ons U woord het, sodat ons kan hoor hoe U ons ook insluit, en hoe U ons vashou, selfs al ruk ons soms los. Daarom bid ons, Here, dat U deur die Gees en deur die woord dan vanoggend ook by ons en met ons sal wees, en vir ons U woord sal oopbreek, sodat U naam verheerlik kan word. Amen. Goed, ons lees uit Matteus 17, lees daarvan op vers 1 af. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander. Sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het hy helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi. En 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Luister na hom. Toe sy disippels dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval. Maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op, en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. En terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel, wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel, voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie. Ons lees net tot sover. Nou, ek het net vir die kinders gevra oor die Tafelberg en die kabelkar. Die van julle wat al daar bo was, ek het 'n foto van myself, terwyl ek so op die klip staan, met die agtergrond wat jy nou net die agtergrond sien. Maar die van julle wat al daar was sal weet, dis 'n ervaring wat amper voel asof jy uit die wêreld uit weggeneem word. Dis amper asof jy so 'n bietjie wegstaan. Jy hoor geen toeters daaronder, veral met die taksies nie. Jy hoor min geraas en geen gestamp en stotery nie, en niks van die gedruis van mense nie. Jy hoor dit dalk so effentjies op 'n afstand, wat is so al ver weg van jou af. Dis so, Engels het 'n woord serene en tranquil. Dis so salig bo op 'n berg, waar jy so 'n bietjie uit die wêreld uit. Heerlike ervaring. En 'n mens wil eintlik daar bly so lank as wat jy kan. 'n Mens kry soms die idee, dis wat hier met die disippels ook gebeur het. Dat hulle, toe hulle saam met Jesus op die berg is, dat hulle so kykie gekry het in die wêreld van God. Dis amper bo op 'n berg asof God en die wêreld nader aan mekaar kom. Asof God se wêreld so met die mense wêreld ontmoet vir 'n oomblik. En dit moes vir hulle sekerlik 'n baie vreemde ervaring gewees het. Ek wonder of hulle dalk gedink het dat hulle beelde sien of hallusineer of ietsie, maar dit was vir hulle baie eg. Vandag sal sielkundiges sê, nee, daar was fout met hulle gewees. Maar binne die konteks van hierdie tipe ervarings, is dit vir hulle meer as wat hulle verwag het van om Jesus te volg. Dit was vir hulle amper soos van, ja, dis hoe dit hoor. Want hulle is nou ras-egte Jode wat 'n Messias verwag. En hierdie Messias moet nou kom as koning en as ryker, en hy moet die seun van Dawid, hy moet vir Jerusalem met die koningskap en die staat van Israel herstel. So vir hulle was dit 'n geestelike ervaring gewees van oorwinning en heerlikheid gewees. En as mens so kyk na die skildery van Angelico, wat hier in die 1400s geskilder is, en die skildery is in San Marco Museum in Florence, dan is dit 'n mens wat 'n idee wat 'n mens ook hier kry in die skildery wat hy geskilder het. Hy vat dit eintlik op 'n baie mooi manier vas. Jy sien die heerlikheid van Jesus, en jy sien hierdie
disippels wat ook so met hulle oë keer van die heerlikheid wat uit Jesus uitstraal. Jesus die Here van die geskiedenis, die koning van die Jode. En die vir ons ook die oorwinnaar aan die kruis. En met entoesiasme sing ons almal saam met Paulus, dood, waar is jou angel? Dis waarvan ons hou. Dis waarvan Petrus gehou het. 'n sterk Jesus, 'n Jesus wat die koning is, die heerlikheid straal uit hom uit. Nie die Jesus wat deur die Jode en veral die teologiese leiers, die skrifgeleerdes verwerp word, oor hy allerlei vreemde goed sê nie. Nee, daarvan het hulle nie gehou nie. Hulle hou van hierdie Jesus. Hulle hou van hierdie verheerlikte Jesus. Hierdie koning Jesus. Miskien is dit die rede hoekom Petrus so onbeholpe reageer wanneer hy sê, ek hou hiervan. Kom ek bou vir ons 3 hutte. Een vir Moses, een vir Maria, vir Elia en een vir U. Want hierdie oomblik moet hy vasvang. Hy wil hierdie oomblik vir altyd behou, al is dit net in sy geheue. Hy wil weer kan opkom na die berg toe en weer iets kom beleef oor 10 of 20 of 30 jaar van dit wat hy hierdie dag beleef het. Hy wil jou monument kom oprig. As dit vandag met my en jou gebeur, sal ons 'n selfie neem. Ons wil hierdie oomblik vasvang. Matteus vertel ons hierdie verhaal oor die gemeente met baie raakpunte met dit wat vir hulle baie goed bekend sou wees uit die Ou Testament. Onthou hulle is Jode. Hulle het die profete en die wet geken, geleer, elke dag dit gehoor. En juist sodat hulle moes besef wie Jesus werklik is. En in die voorafgaande kan hulle sien dat hulle soms nie altyd seker was oor wie Jesus was. Hulle was nie altyd seker oor sy identiteit as die Messias nie. Veral wanneer jy Markus se weergawe van hierdie verhaal lees, dan kom jy agter dat hulle verlang nog nie presies geweet het wie Jesus is nie. Ja, hulle het geweet hy is die Messias, maar presies hoe dit sou uitspeel, was hulle nog nie heeltemal seker. Hy wou nog gedink het dat hy nog die Romeine moet oorwin en ander gedink hy moet nog die koningskap opneem, maar so het almal van hulle nog ander verwagtinge gehad. Hulle het geweet dat hy die seun is, maar daai volle betekenis het hulle nog verlang nie heeltemal gesnap nie. Dit soos byvoorbeeld dat Jesus nog moes ly en sterf. En toe Petrus vir hom sê, dit sal self beslis nie gebeur nie. En Jesus vir hom sê, wyk Satan, jy staan aan my pad. En by die kruis is hulle skaamteloos afwesig toe Jesus alleen gekruisig is. En by die leë graf kom hulle daar en hulle loop verleë terug na die bovertrek toe. Hulle het nog verlang nie verstaan wie hierdie Jesus regtig was. In Handelinge kan ons daarvan lees. En omtrent eers in hoofstuk 10-11 rond, lyk dit asof die betekenis so stadig maar seker begin deursyfer vir hulle. Dis eers dan wanneer Petrus begin besef, dis waaroor dit gaan. Dis wie Jesus was. Dis hoe lyk die Messias vir ons. En wat hier op hierdie berg gebeur het, was bedoel gewees dat hulle 'n kykie moes kry in hierdie Jesus. Hierdie Jesus wat hulle nog nie gesnap het. Hierdie Jesus wat hulle nog waarskynlik in hul harte gedink het, wanneer gaan hy nou die Romeine verslaan? Wanneer gaan hy nou op die troon gaan sit in die paleis en die tempel in die stad herstel? En daarop al hierdie ooreenkomste. Want Moses was ook die berg op, Sinai, met 3 leiers, Aaron, Nadab en Abihu. En daardie berg was ook oordek gewees, so met 'n wolk. En Moses se gesig het ook gestraal van die heerlikheid van God. En die wet wat vir Moses gegee is, wat ook hier in Jesus vervul is, toe God self verklaar het, luister na hom. Dit verwys ook na Psalm 2 vers 7, wat 'n messiaanse verwysing is. So al hierdie goed was bedoel gewees dat hulle oë moes oopmaak, dat hulle moes sien iets van wat hier aan die gebeur is. Die ooreenkomste moes hulle herinner daaraan, dat hierdie Jesus is baie soos Moses, en dat daar baie ooreenkomste is, maar hy is ook baie meer as Moses. Moses kry die wet, maar Jesus is die vervulling van die wet. Moses het gestraal van die heerlikheid van God, maar Jesus se gedaante verander. Die Griekse woord wat gebruik word is metamorfose.
Jesus het 'n metamorfose, 'n gedankeverwisseling ondergaan. En daarom is sy gesig gestraal. Nie net soos Moses nie. En God se uitdruklike verklaring dat hierdie Jesus is my geliefde seun, wat hy nie van Moses noodwendig gesê het nie. En dan die woorde. Luister. Nou. Luister na hom, na alles, want hy is die vervulling van die wet en ook die profete. Daarom is Elia daar. Moses die verteenwoordiger van die wet, Elia die verteenwoordiger van die profete. So hierdie eenvoudige verhaal, hierdie eenvoudige beeld was bedoel om hulle oë oop te maak vir wie is hierdie Jesus wat voor julle staan. Hy is die vervulling van die hele Ou Testament, die wet en die profete. En dis wat die disippels moes sien. 'n verheerlikte Jesus. Die koning van die Jode, met mag en met majesteit bekleed. Die ware opvolger uit die geslag van Dawid, seun van Dawid, soos die Syriofenitiese vrou hom genoem het. Maar as jy mooi kyk, as jy weer die skildery van Angelico kyk, as jy mooi kyk, dan sien jy, daar is ook 'n ander prentjie in hierdie skildery. Daar is ook 'n ander prentjie. Wanneer hy met sy handpalms na buite toe staan. Hy staan nie so, waar hy almal insluit nie. En hy staan ook nie maar net so, met sy hande langs sy sye nie. Hy staan in die skildery met sy handpalms na buite. Jy staan net met jou handpalms na buite as jy aan die kruis staan. En dit wou die disippels nie raak sien. Dat hy ook die gekruisigde is. En dis die Jesus wat die disippels moes leer ken. Ja, hy is die verheerlikte seun van God en dit is waarmee hulle maklik kon vereenselwig. Maar hy is ook die gekruisigde. Die een wat aan die kruis moet sterf. En selfs na hierdie verhaal kom Petrus, hy sê, u sal beslis nie sterf aan die kruis nie. Maar dis juist wat Jesus aan hulle wil openbaar. Dat hy is ook die gekruisigde. En daarom hierdie verhaal, die gemeente. Die bergtop ervarings van die disippels was waarskynlik 'n heerlike ervaring, 'n wonderlike belewenis, iets wat hy wou vasvang deur hutte te bou. Maar hulle moes weer af. Hulle moes weer berg af. Terug na die geraas en die getoetery en die gestap en die gestotery, terug na die wêreld, terug na die wêreld van twyfel en verwerping. Daaronder. Een wat verheerlik is niemand anders as ook een wat gekruisig sou word. En daarom is daar 'n vraag vir my en vir jou ook, liewe gemeente. Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Sit vir so 'n oomblik en dink aan jou lewe saam met 'n verheerlikte Jesus. En weet wat hy vir jou beteken. Wat beteken dit vir jou dat hy die verheerlikte Jesus is? Dat die heerlikheid van God wat uit hom uitstraal. Een van die betekenisse daarvan is dat hy 'n Heer is. Dat hy ook my Here is. En as hy die verheerlikte Jesus is, dan beteken dit dat my lewe hier in 2025 in Hope Town anders lyk. Want hy is die heerlike. Dis wonderlik om so te kan sit en te dink en te weet, hy is ook die koning van alle konings. Hy het ook die dood oorwin, wat die disippels nog nie kon ervaar het op baie stadium. Maar liewe gemeente, ons kan hierdie oomblik ook nie net vasvang en vir onsself hou nie. In die doop het ons iets ervaar van hierdie ongelooflike vreugde en vrede om in die Here se teenwoordigheid te wees, want die heerlikheid van God wat uitstraal. Maar so is die disippels. Moet ek en jy vanoggend weer hier wegstap. Die berg af. Die week in. Die wêreld in. Ons moet ook vanoggend berg af. Want Jesus is nie net die heerlikheid en die heerlikheid wat daarmee saamgaan en die koning van alle konings nie. Ja, hy is, maar hy is ook die gekruisigde. Die een wat deur lyding moes gaan om uiteindelik vir ons
die lewe te kon gee. En dit beteken ook, liewe gemeente, dat ek en jy ook volg as disippels, maar ook in sy lyding. Ons volg hom ook hier uit die berg af, in sy lyding. En hoe dit vir my en jou elkeen privaat gaan lyk, is ek nie altyd seker nie. Maar dis wat dit beteken as Jesus sê, wie my wil volg, moet homself verloon en sy kruis opneem. Want so kom die koninkryk van God. En so kom die koninkryk vandag nog in hierdie wêreld. Selfs deur en in die ruïnes van elke dag, selfs deur en in die ruïnes van my lewe, kom die koninkryk van God. Dit is nie altyd die heerlikheid van God wat straal nie. Dis soms ook die kruis en die lyding, en die seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld, waar die koninkryk van God stukkie vir stukkie aan die kom is. Net soos op Tafelberg, moet 'n mens weer berg af. Dis in die verrasing terug in die wêreld. En ons kan nou soos die disippels heeldag na die berg sit en kyk en heeldag wonder en hoop en droom van die heerlikheid van God. Of ons kan die wêreld in en luister wat hy ons gesê het en gaan doen wat hy ons gevra het. Ons kan begin om meer mense iets van hierdie heerlikheid te laat ervaar, deurdat die heerlikheid ook vir hulle 'n werklikheid word. Iemand gebruik 'n beeld, hy sê, dis soos wanneer daar 'n gebou gebou word. Ek weet julle wat daar in een van die malls in Kimberley daar gesien het. Woolworths het sulke seile gespan waar hulle besig is om bietjie verskynings aan te bring. Ons sien nog nie wat daar agter met die gebeur is nie, maar daar's iets moois wat besig is om te ontwikkel. En daai doek is nog nie gelig nie. En so is ons in die heerlikheid besig om hierdie heerlikheid te vol te maak. Die koninkryk van God het gekom. Ek en jy is aan die werk daar agter die seil, agter die doek. Die wêreld kan dalk nog nie die heerlikheid alles mooi sien nie, maar dis besig om die gebeur te raak. Soos wat ek en jy ook deur gebrokenheid heen besig is om stukkies van die hemel op te rig hier op aarde. Dis wat Jesus met my jou vra. En hy maak vir ons vanoggend iets van die heerlikheid van homself ook in die berg ervaar. Maar soos wat die disippels stuur hy ons ook vandag weer hier uit die wêreld in, om die heerlikheid van God van die realiteit te gaan maak in die wêreld, te midde van die ruïnes en die gebrokenheid van die wêreld. Wie is Jesus in my en jou? Iemand skryf en sê, as Jesus die verheerlikte koning is, dan het ons wêreld tog baie verander. Dan moet ons lewe in ons wêreld beslis anders lyk. En dan moet ons ook anders dink oor die wêreld. Dalk is dit wat die disippels ook onder ons aandag op hou. Wanneer ons die heerlikheid van Jesus sien en ervaar, dan is niks ooit weer dieselfde. Die bergtop bewaar ons nie van lyding nie, maar berei ons voor om in hierdie wêreld na hom te luister en die heerlikheid te laat kom in die wêreld. Amen. Here, baie dankie dat U die heerlikheid van God is. Dankie dat U die seun van God homself is. Dat U op 'n wonderbaarlike manier na hierdie wêreld gekom het en juist dit in ons te bekend stel. Maar dankie ook dat U die gekruisigde is. Dat U deur lyding heen, deur gebrokenheid heen, deur sonde heen, die koninkryk van God laat kom het in die aarde. Sodat ons nie hoef te dink dat die koninkryk is om te onttrek uit hierdie aarde, uit hierdie wêreld uit, maar iewers wat nie bestaan nie. Ons ontvlug, ons probeer met alle maniere ontvlug na die heerlikheid toe. Ons worstel met die lyding en vra oor waarom en hoekom. Maar dankie dat U deur die lyding heen, deur die kruis heen, deur die gebrokenheid heen, ons kon wys het dat U die heerlikheid van God is.
dat U die oorwinnaar is wat die dood oorwin. En juist daarom kan ons na U luister en in hierdie wêreld gaan leef tot eer van U. Ons bid Here dat U ons sal bekragtig, want U Gees is uitgestort in elkeen van ons. Ons bid dat U vir ons die vermoë sal gee, die wysheid sal gee, om môre te gaan leef en hierdie gebrokenheid stukkie vir stukkie gesond te maak met U Here. Amen. Liewe gemeente, dankoffers is nie maar net 'n ruskansie na die preek nie. Dit is 'n geleentheid om vir die Here dankie te sê. Dis 'n geleentheid om na die woordverkondiging iets van wat jy beleef het van die heerlikheid van God ook in 'n tasbare manier bekend te stel. Hoe gebruik jy die geleentheid as dankoffer? Nie om maar net 'n noot of twee in die bordjie te gooi, maar om te jou oor te maak en te ervaar dat God vir jou lief is, dat God sy lewe vir jou kom gee, deur spesifiek. Hoe gebruik die geleentheid om die dankbaarheid van die Here te geniet. En dit is wat ons daar in die musiek ook gehoor het, dankie Anne. Die heerlikheid van Jesus wat uitgestraal word. Kom ons sing lied 4 en 7 as ons slotlied. Jesus ons eer en oor die opgestane Here is, die oorwinnaar is, lewensvors en koning, die triomfeer. Kom ons sing liedboek 4 en 7 vers 1 as ons slotlied.
Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees, sal met ons elkeen wees, waar ons wegaf, kerk uit, die wêreld inval, en die heerlikheid van God laat kom in die